Ek sal nooit die trauma vergeet wat ek deur is met geloftefeesvierings, as ons as jong laerskoolkinders gedigte moes opsê nie. En ek verstaan vandag beter, ek weet nie hoekom ek het nie meer gedoen nie, dat baie keer het gebeur dat daar kinders was wat sou gedig opsê en dan op die laaste net nie wil gaan nie. Hulle is net te skaam. Te skaam bang dat hulle woorde kan vergeet of te skaam vir iets wat ons nie eens weet hoekom nie. Hoe werk skaamte in die uitdra van die evangelie? Kom ons leer vandag saam met Timoteus. Here, dankie vir die voorreg dat ons in u voete kan sit, oor die lewe kan dink, en die uitdagings van die lewe. En nie ons met deernis en geduld saamneem op 'n pad wat u weet die beste is. Alles het anders as wat ons baie keer dink. Wil u vandag op 'n besondere manier by ons wees, met ons praat en vir ons leer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees 2 Timoteus hoofstuk 1. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, gestuur om die belofte te verkondig van die lewe in Christus Jesus. Aan Timoteus, my geliefde seun, genade, barmhartigheid en vrede van God, die Vader en Christus Jesus, ons Here. Ek dank God wat ek net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. Ek onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my 'n groot vreugde wees. Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Louise en in jou ma Eunice was, en wat daarvan is ook oortuig, ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. En jy moet jou ook nie skaam vir my wat om sy ontwille gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons verlosser, Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Van hierdie evangelie het hy my aangestel as prediker en apostel en leraar. Om die rede ly ek ook hierdie dinge, maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou, en ek is daarvan oortuig dat hy magtig is, om wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag dat hy weer kom, in stand te hou. Tot sover. Dra jou deel van die ontberings. Paulus het die jong Timoteus in Efese as leraar bevestig. En dit was 'n wonderlike geleentheid vir Timoteus en vir sy ouers en vir Paulus. Die drome wat hy gehad het om daardie gemeente op te bou en in daai stad 'n verskil te maak. Die wêreld sou van die Here weet. Daai gemeente sou geestelik die sterkste gemeente wees. Daar sou liefde wees, daar sou vrede en vreugde wees. En Paulus en die Here sou trots wees op hom. Met daardie ywer is hy in die bediening in. En dan net 'n paar jaar later verander dinge dramaties. En as Paulus hierdie brief skryf hy dit aan 'n skaam jongman, iemand wat sy vrymoedigheid verloor het. Nou hoe dit gebeur? Sien, in die gemeente was dinge nie so romanties as wat hy gedink het nie. Dit was baie uitdagend geweest. Die mense in die gemeente het hy gedink is superwesens, maar hulle was gewone mense geweest wat konflik met mekaar gehad het en hy moes die konflik hanteer. En toe op 'n dag het iemand vir hom gesê, 'n ouer persoon, luister, jy's 'n snyter. Wie is jy om vir ons te sê wat ons moet doen?
Dit was vir hom 'n hout teen die neus gewees. Verder het hy sy preke gekritiseer. Hy het die gemeente leiding gegee hoe om in die stad Efese Christene te wees. Dit was 'n stad waar mense van alle wêrelddele bymekaar was en waar daar 'n klomp kennis uitgeruil is. Oor jare heen het mense reeds oor godsdienst met mekaar gestry. En as hulle nou kom met hulle evangelie, dan daardie mense onmiddellik vir hulle gesê, weet jy, moenie ons tyd mors nie. Ons kom uit 'n ryk tradisie van filosofie en van kennis en van dissipline. Nou wil julle ons kom vertel van 'n jong man wat aan 'n kruis gesterf het en dat hy die verlosser van die wêreld is. Moenie ons tyd mors nie. En die selfvertroue waarmee hulle aangekom het is onmiddellik geknou en hulle het vir Timoteus gaan sê, luister, jou preek kom nie die mas op in die werklike wêreld nie. Verder het die mentor wat hy gehad het, Paulus, nou wie hy opgesien het, iemand wat mense kon oortuig en kon praat in openbaar, hom skielik in die tronk bevind. Nou, dis nie mens se trots as jy oor jou mentor praat nie. Jy sal hom graag in een of ander villa wil bevind, 'n beroemde mens. Of jy sou hoor dat in die hofsaak waarin hy was hy so oortuig en die regter was nie bestand nie en daai hele hofsaal, almal het in 'n oomblik tot bekering gekom, is nou in die kerk ingeskakel. Maar in plaas van mense oortuig, het hy hulle kwaad gehad, so kwaad dat hulle hom wou doodmaak. En daardie hele prosedure in 'n hof is 'n verskriklik onwaardige prosedure. Dis nie dat hy verhoor is en toe hy uiteindelik dalk skuldig bevind is, sê goed, sal die hooggeagte Paulus nou asseblief net voorstap op pad na die selle toe nie. Nee, dis baie onwaardig. Die wagte gryp jou en al wil jy saamgaan, hulle het nie 'n saak daarmee nie en hulle boei jou en jou voete het hierdie kort kettingkies aan en jy kan net sulke klein trekkies gee en hulle skree op jou en jaag jou in 'n plek in. Dis vernederend. En daarom het Timoteus, was hy nie trots daarop gewees om te sê, maar Paulus, my mentor, is nie tronk, omdat hy mense nie kon oortuig nie. En in daardie proses het hierdie jong man al sy vrymoedigheid verloor, tot op 'n punt dat hy nie meer wou praat nie. Hy het nie selfvertroue gehad om te preek nie. Hy was skaam gewees. Dan antwoord Paulus hom, as hy vir hom sê, Timoteus, ek ly vir die evangelie, en ek ly omdat ek goeie dinge gedoen het. Ek was nie 'n boosdoener gewees nie. En jy wat in 'n stad is waar jy relatief vryheid het, waar jy nie soos ek vervolg word nie, kan ook in my ontberinge dra. En skielik bring dit ons na 'n nuwe wêreld toe, waar ons maklik sê, Here, dankie vir die voorreg dat ons in 'n godsdienstvrye land kan wees. U met vrymoedigheid kan dien en mense dit kan weet. Dit selfs tot ons voordeel is as ons Christene is, as ons vir 'n werk sou aansoek doen. En ons dink so aan die mense wat ly in die oosterse lande en waaroor in die wêreld, China en so aan. Ons dink aan hulle wat swaar kry. Ons het gelukkig godsdienstvryheid. En dan sê Paulus, nee, julle wat vry is, deel ook in die ontberings. Julle ontberings lyk anders. En julle ontberings het te maak met die vrymoedigheid wat julle het om oor die Here te praat waar julle vry is. Mense wat skaam is om te wys dat hulle Christen is. En ek het dit aan my lyf gevoel. Net om te wys in die openbaar dat ons Christen is. Dit het vir my gevoel ek sou meer na die rigting toe gaan waar ons dit net deur ons dade wys, die manier hoe ek werk en hard werk en betroubaar is. So moet mense sien dat ek die Here dien. Maar dit moet lyk my sterker as dit wees, meer duidelik. Ek moet as dit ware iets van Christen in my gesig dra, en dit wat mense van my sien. Een van daardie dinge is gebede in die openbaar, tafelgebede. En daar het die Here met my 'n lang pad geloop, waar ek nog met vrymoedigheid by die huis sou bid. As ek in die openbaar was, het ek net vinnig my oë so vir 'n sekonde wat toegemaak, en dan het ek maar geëet. Ek was daarom Christen, maar ek wil nou nie 'n vertoon daarvan maak nie. Tot ek in my eerste gemeente, ons 4 predikante gewees, ons het vir 'n beplanningssessie weggegaan, na 'n oord toe waar daar ook 'n klomp ander besigheidsmanne was, maar dit was manne, jy kon sien, hulle is bietjie hoër klas, en hulle kleredrag, en hulle voertuie, en goed, en is ons 4 dominees ook daar, ons is in die eetsaal, ons kry ons kos,
En die tafeltjie waar ons sit is net langs die ry wat hulle staan om kos te kry. En my oudste kollega sê vir Niels, sê jy vir ons bid asseblief. Nou ons het die gewoonte begin, dis die vroeë 90's het mense dit nog nie gedoen nie, dat mans hande vashou terwyl hulle bid. En ons het dit nou maar gedoen as ons nou alleen saam bid, wanneer ons 'n tafelgebed gedoen het by die braaivleis. En hier is ons tussen al hierdie mense, en ek dacht wel, kom ons doen dit net gepas. Ek meen, elkeen kan maar net so op sy eie bid, maar goed, hy het nou gesê, Niels moet bid. Maar Niels sal gelukkig vinnig bid, net Here, dankie vir die kos, amen. So ons, hulle gaan ook nie sien dat ons hande vasgehou het nie. So vat ons hande, en Niels vat sy tyd. Hy bid die hele skepping deur, bid vir die manne op die grens, en die mense wat swaar kry, en die regering, en alles. Tot ek later net sê, weet jy wat, almal het dit nou gesien, dis alright, hulle moet nou maar dink ons fout met ons. Dit was 'n stryd vir my gewees. En so het tye verander. In 'n klompie maande terug is ons by 'n eetplek in 'n ander dorp, en ek sien 'n man en vrou kom in met 2 jong kinders, en hulle gaan sit aan die tafel, en die man sê vir die een kind, sal jy vir ons bid asseblief, en die dogtertjie bid die mooiste gebed. En skielik begin ek iets te verstaan van hoe dit lyk om in openbaar te wys dat ons Christene is. Nie skaam te wees dat ons Christene is nie. Mense nie net hoef te weet nie, maar moet weet dat ons Christene is. Want sien, ons stel onsself eintlik bloot as Christene. Ons is bang dat ons naam gaan weggooi en die Here gaan benadeel. Maar in 'n sekere sin is ons heeltyd blootgestel, want die wese van ons evangelie is 'n brose evangelie. En hy word vir ons opgesom as Paulus van vers 9 af die hart van die evangelie gee. En dit is dat ons vir mense goeie nuus wil bring, dat deur die dood van Jesus lewe gekom het. Dit is 'n bietjie onverstaanbaar, en eintlik is dit skraps. En hoe gaan dit mense oortuig? Ons wil vir jou goeie nuus bring. Deur Jesus se dood het daar lewe gekom. Dis ons evangelie. En omdat ons dalk bang is dat dit nie so gaan oorkom nie, of verkeerd gaan oorkom, doen ons dit glad nie. Dis ons skaam, is ons soos daardie kind wat nie die gedig wil voordra nie, oor wat 'n vrees, vir op watter plek hy gaan naam weggooi. Ons is bereid om vir die Here naam weg te gooi. As ek dit dan doen, omdat ek dit bietjie verkeerd doen, maar ek die vrymoedigheid gehad het, is dit beter, sê hierdie gedeelte, as wanneer ek niks doen nie, wanneer ek skaam is. So ons dra ons deel van die ontberings vir Christus, sê ons teksvers, wanneer ons worstel om die evangelie uit te dra. En ons as Christen het natuurlik 'n styl waarin ons dit uitdra, en daarom sê hy vir Timoteus, dat hy sê dat die gees wat God ons gee, maak ons immers nie lafhartig nie, bangbroeke nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Christen het 'n styl hoe hulle kommunikeer. Krag, liefde, selfbeheersing. Hierdie 3 hoort saam. As ons net met krag so kommunikeer, dan sal ons in die straat invaar met ons plakate en skree vir al die mense vir hierdie saak waarvoor ons staan. Nee, nie so nie. Of met vreeslike selfbeheersing, wat beteken dat ek eintlik koud word. Ek is so gedissiplineerd dat ek afsydig is. Nee, nie so nie. Ons dissipline is belangrik. Krag is nodig, saam met liefde. Hierdie 3 loop heeltyd saam. So ons doen dit met selfvertroue, maar ons doen dit met warmte en met deernis. En dis ons riglyne waarbinne ons dan vir die Here vra dat hy ons geleenthede sal gee en die vrymoedigheid sal gee om vir hom te getuig. En dit mag moontlik beteken dat ons by 'n plek kom, met iemand staan praat en die Here net daar vir my die leiding gee. Waag 'n bietjie en sê vir die persoon, hy het 'n reuse probleem, ek het nie 'n oplossing vir hom nie. Kan ek vir jou bid? En daar saam met hom te bid in sy kantoor. Enige plek waar dit gepas is. Dit mag wees dat ek in 'n eetplek sit met iemand in kuier en hy vir my sy krisis vertel en ek aan die einde van die ete net sê, kan ek net vir jou bid? Geen vertoon nie, geen opstaan en aankondigings, net daar, maar almal kan sien dat ons so saam bid. Maak my oë toe en sê, Here, hy is in die moeilikheid. Wil jy my help asseblief? Hoe die Here dit ook al doen. Krag, liefde, selfbeheersing.
mag ons die Here waardig wees. Here, dankie vir die voorreg dat ons in diens kan wees van 'n wonderlike God. Een wat nie skaam was om vir ons te sterf nie, wat homself blootgestel het sodat ons die lewe kan kry. En ons wil U waardig wees in 'n styl wat U pas. Mag die wêreld weet. Amen.